Die Jesus wat ons nou net gemis het. Ek weet nie of jy dit al beleef in jou lewe nie. En ek sê dit met groot respek. Ons het op 'n call by die pastorie die bordjie daar afgehaal wat sê pastorie. Want jy kan nou dink van hierdie manne wat met die trollies verbyloop. As hulle sien die bordjie sê pastorie, dan dink hulle ook dis welsyn. Tydig en ontydig. Ek het nou al die klokkie ook uitgetrek. Want my en my vrou se lak is uit. Julle weet, wanneer jy op 'n Sondag so in daai namiddagete slaapie ingaan. Gewoonlik Sondagmiddag droom ek van my pensioenadres. Dan hoor ek 'n klokkie wat soos myne klink. Het julle dit al beleef? En dan voel ek sleg om soveel moeite te gedoen het om op te staan en ek gee vir die persoon niksie. Want ek is so tipe mens as ek wakker is. Ek weet nie van julle nie, maar ek sukkel om. Ek weet nie of daar nog so iemand is. Ek weet my vrou as sy wakker is en sy draai om, maar hoor jy, daar gaan sy weer. Groete aan Rusland. Daar sy weer op pad. Maar ek kyk al die goed in die dak en ek tel die muskiete in. Ek sukkel. Ek het al probeer skape tel, Johan, maar hulle is te vinnig. Ek moet beeste tel. Dit hulle langer vat. Ek weet nie. En ek het vir dieselfde rede al 'n paar keer vir mense met hulle gedeel aan die ander kant van die palisade. Wat as ek hulle groet, dan is dit asof hulle weggeraak het. Ek het al daai ervaring gehad en ek is ernstig, want van julle glo ons dorp is goddeloos, daar's nie veel geestelikheid hieroor nie. As ek hoor hoe van die mense praat. Maar ek het al by die mall laat 'n persoon tussen die kar kom wat ek mee deel. Dat as ek vir daai persoon gegee het en ek draai om en ek wil vir Marley sê wie dit is, waar hy is weg. Ek en jy kan maklik Jesus mis. Jesaja 42 vers 8 praat daarvan en hy sê dat ons Vader deel sy eer met niemand nie. En waarheen is al die eer wat die Vader verdien in jou lewe heen? As jy Jesus so maklik mis. Dink jy daaraan? Ek het op 'n call gesien, ek is baie lief vir skoene. Ek dink dis waar my sagter kant heen verdwyn het, is die skoene dit alles gevat. Maar nou gebeur dit so. Ewe skielik wat gebeur? Daar kom mense in my lewe in en ek moes op 'n call en is iets waarteen ek worstel. Ek gaan nou met jou iets deel wat jy dink, "Wow, pastoor, sukkel jy met sulke goed?" Ek kyk nou deesdae as mense in my lewe inkom en ek sien is behoeftige mense, hou ek hulle net van hulle skouers af boontoe dop. Hoekom? Want ek kom agter hulle dra my saai skoen. Vang julle wat ek sê? Want as ek sien hulle dra my groot skoen, nou hoor ek
dink ek, Here, dit kan nie wees nie. Ek kan nie my skoene vir daai gee nie. As jy nie so erg oor jou skoene is nie, prys die Here dat jy vry is. Maar in elk geval, so maklik kan ons Jesus mis. So maklik kan ek en jy voorskriftelik wees. En ons kan 'n vorm van Jesus, 'n vorm van die evangelie, miskyk. Ek het al agtergekom, as jy van iets baie hou, is dit waar die Here jou eerste challenge. Ek het al 'n grappie gemaak, sê ek, Here, ek sal my skoene weggee, maar nie my peppermint roomys nie. Maar dit is so. My vrou weet al. Hoe werk hierdie goed? Het jy al gedink daaraan? Want ek het al met mense wat in 'n journey is, rakende 'n klomp goed in hulle lewe, al gepraat, dan vra hulle vir my, hoe werk hierdie Christendom? Ons moet meer weggee as wat ons ontvang. Toe sê ek vir die persoon, maar jy praat eintlik nie die waarheid nie. Want net deur dit wat jy nou gesê het, weet jy hoe dit werk. Maar Ivan, hy sê so, want hy's bang ek sê ja. Hoor wat ek vir jou sê, as jy vir iets meer liever as die Here is, het dit nie plek in jou lewe nie. Ons vergeet dat dit deel van ons persoonlike aanbidding uitmaak om die Vader te eer. Aan die ander woorde, hy het vir jou die kar gegee. Hoe kyk jy na die kar? Hy het vir jou die vrou gegee, of jy dit wil glo of nie, jy moet dit maar aanvaar, na hoeveel jaar? Hoe kyk jy na jou vrou? Hoe kyk jy na jou kinders? Hoe kyk jy na jou kleinkinders? Alles dit is deel van jou aanbidding. Wow. Ek het al gesien, dan kom mense na my toe. Sê hulle vir my, pastoor, jy moet saam met my die Here vertrou vir 'n nuwe kar. Maar die kar wat hulle het, kan ek glo, afpop moet hom kom wegry. Hy was gewees. Nie as gevolg van ouderdom nie, maar van verwaarloos. Soek jy 'n nuwe een? Maar wat van hierdie een? Hoe het jy na hom gekyk? Hoe kyk jy na jou huis? Ja, die Here het die huis vir jou gegee, maar hoe eer jy hom vir hierdie huis? Pastoor, my man lyk so, want hy het per ongeluk in my lewe gekom. Nee. As dit joune is dit joune omdat dit God se is. Wat sê die verlore seun toe hy nou terug by die huis kom? Wat sê sy pa vir hom? Seun, alles wat myne is joune. So jy moet so daarna kyk. As God kon kies, sou hy gekies het wat jy kies. En newsflash, die Here het gekies. Hy het gekies, of jy dit wil weet of nie. Hoe behoort ons dit te wys? Deur te klink asof dit God se keuse is. Jy hoef nie te sê dis God se keuse nie. Want ek wil vir jou sê, daar's mense wat sê dis God se keuse, maar as jy na hulle gesigte kyk, o my jene. So ons nie die Vader op die regte manier kan eer nie, sal ons ook nie sy instrumente en sy klei in sy hande waardeer nie.
sien jy die waarde van God se handewerk in jou lewe? Selfs die mense vir wie jy vies word. Die Here moet 'n hand hê daarin. Jy moet iets kan leer uit. God mors nie tyd nie. Vir ons voel dit, hy vat lank, maar dis nie omdat hy tyd mors nie. Dis omdat hy vir ons wag om deur ons prosesse te gaan, sodat ons ook in die hemel ons oë kan oopmaak. Kom ons gaan 2 Korintiërs. Ek wil vandag vir jou sê, as jy God nie kan eer soos wat hy verdien, en diegene kan eer wat hy oor jou pad stuur nie. Hier is die ding wat jy nie wil hoor nie, maar wat jy moet hoor. Dan gaan hy jou nie bekwam kan maak nie. Dan gaan jy met alle geweld, as jy môre uit die dorp uit kan gaan, uit die dorp uit wil gaan. Want daar is nie plek in jou lewe vir eer nie. Dink bietjie daaraan. Ek het hierdie week, toe ry ek, ek het nou maar verlief geneem. Ekskuus as jy agter my ry, en jy raak ongeduldig, ek het besluit ek ry 20. Het kos my baie minder geld, op baie maniere. Onder andere bande. Veral as my kar so maak. Weet jy wat is die realiteit? Ons bly hier. Hoekom bly ons hier? Omdat God nog nie gesê het, ons kan skuif nie. Nie net ek nie, jy ook. So, kan ek vinniger deur daai gate ry? Verseker. Gaan dit my meer kos? Verseker. Maar in die proses wat dit my meer gaan kos, gaan ek dalk in my hart Jesus mis. So, ek is nogal iemand verspoed, nê? Die van julle wat al saam met my gery het, ek het al ervaar, gewoonlik as mense gespanne raak, as hulle saam met my is, kom ek agter, al sit hy hier voor, hy trap sommer vir my briek. Ek het al agtergekom. En my pa, hy is nou al 70, hy raak so gespanne, hy maak sy oë toe, ek het al gesien. Nou ek weet nie of hy bid en of hy net sy oë toe maak, maar my ma weet ek bid. So dan dog ek, Here, at least is hy hier. Maar dis my natuur. Dis nie dat ek onverantwoordelik is, maar ek hou nie van onnodig stadig nie. Nou wys die Here my om nie Jesus te mis nie. As jy dit wil oorleef deur die slaggate, ry die spoed wat jou gaan veilig hou. Ek wil vandag vir iemand sê, as jy Lichtenburg wil oorleef, ry die spoed wat jou gaan veilig hou. Ander mense gaan dit nie verstaan nie. Maar die skrif sê, dat dit wat vir die wêreld wys is in die oë van God onwys. Dit wat vir die wêreld onwys is in die oë van God wys. So daai het jy dit. Ek moet vir julle sê, dis deel van my leerskool op hierdie stadium. Nie dat ons uit onsself bekwam is, om iets uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is as God, wat ons ook bekwam gemaak het as dienaars van 'n Nuwe Testament. Met ander woorde, 'n nuwe boodskap.
Nie van die letter nie, nie wetties nie, nie voorskriftelik nie, maar van die Gees. Want die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. Beste voorbeeld wat ek kan gebruik. Op die sosiale media kringe was daar 'n groot kabaal oor 'n sogenaamde dosent van 'n universiteit wat nie Christelik is nie, maar hy het 'n doktorsgraad in teologie. Weet jy wat het ek geleer? Want almal is toe nou in 'n toestand wat 'n gees dra oor. Nee, hy dra die letter oor. Hy dra die letter oor. Hy dra teorie oor, hy dra akademie oor. As jy die Gees in jou het, weet jy mos wanneer om die deur toe te maak en wanneer om die deur oop te maak. Moenie ons mense wat geesvervuld is, so degradeer, dat jy dink elke tweede demoon en duiwel het sommer net toegang tot sy hart nie. As jy regtig onderskeiding het, maak jy al die deur toe nog voor die duiwel sy mond oopgemaak het. Jy bid sommer in tale. Hy maak ons bekwaam. Ons is niks sonder die vorme van sy inspraak nie. Alles begin by die manier hoe ons na goeders kyk. Hoor wat ek vanmôre vir jou sê, jou geestelike journey, die maak of breek van waar jy jouself bevind, hang af van hoe jy daarna kyk. Die Here sê vir Jesegiel, kom hier na die koppie toe. Wat sien jy daaronder in die dal? Hy sê, ek sien geraamtes, ek sien dood, ek sien treurigheid. Die Here sê, ek sien 'n weermag. Manier wat ons na dinge kyk. Kyk ons nie verkeerd nie. Kyk ons nie verkeerd nie. Na wie kyk ons in ons samelewing vir oplossings? Partykeer verkoop ons siele vir Satan om uitkoms te kry. Partykeer is ons geneig om onsself te assosieer met wêreldse sukses, want ons kyk verkeerd. Dink bietjie daaraan. Wanneer laas het die Here met jou gepraat? Ja, maar ek het nog nie sy stem gehoor nie. Weet jy hoeveel mense stuur hy oor jou pad, wat jy ignoreer, omdat hulle dalk nie in dieselfde klas as jy is nie. Hulle werk dalk nie by dieselfde plek nie, of hulle hou nie waarvan jy hou nie. Of hulle drink nie wat jy drink nie, of hulle eet nie wat jy eet nie. Of hulle kyk nie wat jy kyk nie. Kan ons nie, as ons verkeerd kyk, kan ons nie ontmoetinge met Jesus waardeer soos ons behoort nie. Julle sal die storie onthou van die tannie wat ervaar het in haar hart dat Jesus gaan vandag by haar kom kuier. En die skrif sê, nie skrif nie, dis 'n storie. Die storie word vertel dat sy koeksisters vleg en sy doen al hierdie goeie goed en 10:00 toe lui die klokkie, toe sit 'n boemelaar. Vra hy mevrou, is daar nie iets? Nee. Ek wag vir 'n baie belangrike gas. Julle weet hoe die storie geloop. Mense van alle areas in die samelewing, all walks of life, kom klop, kom lei, elke keer, sy wag. Later aan die einde van die dag, toe huil sy, toe sê sy, Here, gaan nie dan nooit kom nie. Die Here sê, wel, ek was nou al 5 keer daar. As ons verkeerd kyk, kan ons nie Jesus eer soos ons behoort nie. Het jy al beleef hoe dit voel, as die Jesus wat jy blykbaar gemis het,
ander bevoordeel het? Hoe kan dit wees dat twee mense in dieselfde diens sit? Ek het dit al beleef. Twee mense wat in dieselfde diens gesit het, die een bel met 'n getuienis, die ander bel met 'n klagte. Dis die hoek wat jy kies om te kyk. Hoe kan dit wees dat een groep mense kan nie wag om uit ons dorp uit te kom nie, en die volgende groep mense hier kom 'n treklorry ingery? Ek kuier eendag saam met 'n ou, praat ek is opgewonde, 2-3 paartjies wat ons ontmoet het, wat in die dorp ingekom het. Ek is opgewonde want die Here gee vir ons mense wat intrek. En dit is 'n wonderwerk. Nou deel ek het met een van ons ouer manne, hy sê ja, die Here is baie kwaad vir hulle. En wanneer wat ons na die goed kyk, hy sê, joh, die Here moet baie kwaad wees vir hulle. Wat het hulle gedoen? Wow. Het laat 'n mens dink, nee, hoe vinnig ons judge. Hoor mooi, die skrif sê, Jesus sê self by geleentheid, wanneer jy oordeel regverdig. Maar regverdige oordeel vat tyd. Vinnige oordeel maak dit Jesus mis. Want die letter maak dood, maar die gees maak lewend. Sonder die gees, al lees jy jou Bybel, lees ons maar net 'n goeie geskiedenis in storieboek. Jy kan met 7 verskillende penne onderstreep. As jy nie die eer wat die Vader alleen toekom kan gee nie, gaan jy die reine waarheid van Jesus Christus nie kan onderskei nie. As mense wat die Bybel interpreteer om hulle te regverdig. Want hulle wil hê ander mense moet kyk na hulle lewe soos wat hulle daarna kyk. Die manier wat ons onsself toelaat om na dinge te kyk, veroorsaak wie of wat die meeste waarde vir ons het. As iets vir jou mooi is, wil jy dit hê. Is dit nie waar nie? As dit regtig vir jou mooi is, koppel jy 'n waarde daaraan. Pastoor, hoe kan jy so sê? Jy maak moeite om dit te koop. Want dit is vir jou mooi. Ek kan onthou, toe ek op skool was, het ons, dit was daai tyd wat jy daai T-shirts gedra het met die groot stickers op die bors, wat alles op gestaan het, agter op die rug, al daai klere. My arme ma, sy moes klere op rekening koop net sodat ek kon inwees. Want ek het 'n waarde daaraan geheg. My waarde was aanvaarding. Nou, vandat ek my eie geld verdien, kom ek agter, as daar geen naam op is nie, dan weet die mense ook nie wat dit kos nie. Maar ek moet dit nou koop. Nou koop ek goed sonder name, want niemand gaan vir my vra wat het dit gekos nie. Ek hoef nie aanvaar te word deur iets wat tot niet gaan se waarde nie. Maak nie fout nie, ek hou van mooi goed, maar die moment as ek en jy met die verkeerde oë na goed kyk, kan ons onsself verarm. Sonder dat ons dit besef, al is jou beursie hoe dik, kan jy hier verarm wees. Hoekom? Want waar kry jy aanvaarding?
10-1 by die verkeerde plek, omdat jy nie die Vader eer, soos dit hom toekom nie. As mense wat 'n obsessie het, maar hulle het obsessie oor goed wat tot niet gaan. Manier wat ons na dinge kyk, as iets jou passie is, het jy altyd vir dit geld. Ek het stokperdjies, wat as ek vir julle moet sê wat my stokperdjies my kos, gaan jy sê, is te duur. Ek het al lankal vergeet dat dit te duur is. Hoekom? Want die genot wat ek daar uitput, oorskry die prys. Vir baie mense is om 'n Christen te wees, op grond van die manier wat hulle daarna kyk, te duur. Daar's te veel om te betaal, daar's te veel wat dit van jou vra. Weet jy hoekom? Voel dit vir jou so? Dis nog nie vir jou 'n saak van passie nie. Dis nog nie vir jou 'n saak van passie nie. En ek gaan jou nie vra om passievol vir die Here te gee, kerk toe te kom, dinge te doen nie. Hoekom? Want die skrif sê as dit nie 'n hartsaak is nie, gaan dit nie volgehou word nie. Ek kan nie jou hart laat klop vir die Here nie. Ek kan jou bewus maak van sy goedheid. Ek kan jou my perspektief deel en hoop dit word jou perspektief. Hoekom? Omdat ek glo God my hierdie perspektief gee vir jou vanmôre. Maar die manier wat ons na dinge kyk, bepaal of dit waarde het of nie. As jy krities na dinge kyk, is dit omdat jy nie 'n waarde daarin heg nie. Iemand het my vanmôre hierdie week 'n geskenk gegee. Ek moes gaan op Google om te soek wat dit kos. Hoekom? Ek het nog nooit so geskenk in my lewe toegelaat nie. Dis iets anders. Ek ken dit nie. Maar omdat die persoon 'n musikant is en nou onlangs rou kragtadig tot bekering gekom het, omdat hy 'n musikant is, heg hy waarde aan 'n instrument. Ek moes gaan opsoek. Hoekom? Ek het nog nie plek gemaak vir so 'n geskenkie. Hoor wat ek vanmôre vir jou wil sê. Hier's van julle wat Jesus mis, omdat in die vorm wat hy na jou toe kom, het jy nog nie voor plek gemaak nie. Jy ken hom nie so nie. Maar is tyd dat jy hom so leer ken. Want hy voel dat dit nodig is vir 'n volgende fase van julle verhouding. Twee van hulle, dieselfde dag, was op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was, met die naam van Emmaus. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. Jesus, die graf is leeg, die kruisiging, al daai dinge. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop saam met hulle. Maar hulle oë was weerhou sodat hulle hom nie kon herken nie. Wat weerhou jou oë dat jy Jesus mis? En hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel en waarom is julle bedroef? Ek was al in so 'n situasie. Ek kom agter mense praat van kruisgemeente voor my, so 10-1 weet hulle nie wie's ek nie. Hoekom? Want die deursnee Lichtenburger, as hulle iets oor die kerk te sê het, doen hulle dit nie voor my nie. For obvious reasons. Dan vra ek, so. Kan julle Dit is nogal 'n interessante gesprek, hoor. My vrou is partykeer by, dan sê ek, man, ek ken die pastoor persoonlik. Ek ken hom baie goed.
Het jy al besef jy dat jou emosies kan maak dat jy perspektief verloor? Maar nou is dit baie keer vir my lekker, en nou wil ek hoor. Sê mense, as hulle hier klop, ja, maar hulle is al jare by die AGS lidmaat. Dan sê ek, dan vra ek vir hulle, so wie is die pastoor? Nee, pastoor Jonker. Sê ek, bly ek nie doodstil. Sê ek nie, ek sal vir pastoor Jonker die nuus oordra. Jou persepsie word jou realiteit. So ons nou goed kyk. Watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel en waarom is julle bedroef? En die een wie se naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem? En weet jy nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie? Wow. Hy sê vir hulle, watter dinge? Hulle antwoord hom die dinge aangaande Jesus die Nasareëner, wat 'n profeet, klink nie vir my of hulle gelowiges is, want hulle sê wat 'n profeet was. Kragtig in werk en woord voor God en die hele volk. En hoe ons owerpriesters en owerstes hom uitgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. Ons het gehoop dat dit hy was, wat Israel sou verlos. Die Here werk nie altyd soos jy hoop nie. Maar nou is dit vandag, met dit alles, die 3de dag vandat dit plaasgevind het. Sommige vroue het ons ook ontstel. Die manne in daai tyd het oor die algemeen deur 'n vrou ontstel geword. Nadat hulle vroeg by die graf was, en toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê, hulle het ook 'n gesig gesien van engele wat sê dat hy lewe. Sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan en dit net so gevind, soos die vroue ook gesê het. Maar hom het hulle nie gesien nie. Hoeveel kere het ons hom nie al gemis, omdat ons vasgevang is in ons weergawe of persepsie van Jesus nie. Hy moet net 'n sekere manier lyk, hy moet net 'n sekere manier werk, hy moet net 'n sekere manier met ons praat, maar hier's die hartseer ding, daar's ander mense wat anders leer kyk het met die jare na Jesus. Hulle gaan vooruit, hulle groei by jou verby, die Here gebruik hulle. Ja, hy was nou die dag nog 'n rou sondaar, maar weet jy wat het gebeur? Hy het besluit om Jesus te sien soos hy werklik is. Kleopas, hoekom hamer ek so op eer? Kleopas beteken die eer in 'n sekere konteks, wat 'n held, in hierdie konteks van die skrif, van pas is vader, wat die vader toekom. Die eer wat die vader toekom. Maar hoekom kan die eer wat die vader toekom nie manifesteer nie? Want hulle het gehoop hy werk net 'n sekere manier. Net omdat hy nie werk soos ons dit wil hê nie, beteken nie dat die eer hom nie toekom nie. Ek wil vir jou vandag sê, die Here het my al baie verras, maar ek mag dit nie losmaak van sy goedheid nie. Hy het my al verras. Hy het al my lewe omgekeer. Hy het al my opdragte en goed gegee wat ek sê, wat? Dan sê die Here vir my, wat nou? Maar omdat ek hom ken, weet ek hy doen niks verniet nie. Moenie die Here mis nie. Hoeveel keer het jy die dalk op 'n ontmoeting met Jesus uitgemis, omdat jy verwag het, dat hy anders behoort op te daag nie? Ek het al ervaar in 'n diens, dat die Gees van die Here opereer, dat Jesus hier is.
in dieselfde diens. Mense vir ons vies. Mense is vir ons vies omdat ons te lank vat. Ons sing te lank. Sing nie genoeg Afrikaanse liedjies nie. Pastoor is te reguit. Hoekom? Want hulle het gehoop hy werk soos hulle wil hê hy moet werk. Eendag, al 'n paar jaar terug, nog voor ons in die dorp gekom het, gemeente waar ons was, trek die bestuurslede van hulle my een kant toe. Sê, pastoor, kan jy nie net 'n bietjie meer preek oor liefde nie? Pastoor, net laat die Here ons liefhet en dat hy ons vergewe en dat sy genade. Ek sê ek kan, maar het hy dit dan gesê ek moet dit doen? Ek en jy, ek is ook so. Ek wil hê as die Here opdaag in my lewe, moet hy my oor die kop vryf en sê, well done, goed gedoen. Maar ek het 'n probleem as hy dit elke dag sê en ek nie meer groei nie. Erns, party weke meer as ander, skep hy so 3-4 keer pampoen in my bord. Ek kan nog van my ma sê, ek is versadig, maar as die Here hom inskep, moet jy hom sluk. En as die Here dit vir jou inskep, dan steek hy die suiker weg. Dan steek hy die suiker weg, dan kan ek dit nie op die pampoen gooi nie. Kom ons lees verder. Is julle nog hier, kan ek nog aangaan? Right. En sommige van die wat saam met hom was, het na die graf gegaan en dit so gevind soos die vrou ook gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. En hy sê vir hulle, o onverstandiges, Jesus praat met hulle, onverstandiges, met harte wat traag is om te glo wat die profete gespreek het. O julle mense, julle was by toe dit gepreek is. Wat's fout met julle harte? Hoe traag is ons harte nie vir die regtelik en wegwerklike Jesus partymal nie. Hoe traag, hoe onontvanklik is ons gees nie partykeer vir die werklike evangelie, vir die waarheid nie. As ons beter ken, sal ons makliker vertrou, meer suksesvolle geloof kan beoefen. Vroeger jare, toe ons nog die landlyne gehad het, nou deesdae het ons Truecaller, maar vroeger jare toe ons die landlyne gehad het, dan het my maale vir my en my broer geleer om die foon te antwoord. Moet ons 'n sekere rympie sê, dan het van my pa se familie veral, en my ma se hier en daar, hulle stemme vermom. Dan vra hulle, weet jy wie dit is wat praat? Nou moet ons ordentlik wees, want anders kry ons pak. Nee oom, maar met wie wil jy praat? Maar daar's 'n ander sy daarvan. Nou het ons deesdae selfone en ja, daar's Truecaller, maar omdat ek my ma ken, hoef sy net met my 2 sinne op die foon te praat. En ek weet daar's iets fout. Omdat ek my pa ken, hulle het nog nie eers by 2 sinne gekom nie, dan weet ek, ma, uit met dit. Wat is die probleem? Ag nee, my kind is niks. Ek sê, hou op, lieg. Ja, maar sommer net stuitigheid, sommer net stupidheid. Ek sê stupidheid sal jy ons stel nie.
Omdat ek ken, het ek meer vrymoedigheid. Jou geloof beteken niks sonder vrymoedigheid nie. As jy nie God regtig ken nie, lees jy net die letter. Suksesvolle geloof is niks sonder vertroue nie. As ons werklik ken, hoef jy nie te sien om te glo nie. As ons werklik ken, glo jy omdat jy ken. Maak nie saak hoe lank dit vat nie, jy glo omdat jy ken. Jy hoef nie te sien nie. Hierdie ouens praat met Jesus. Hulle praat van hom asof hy was. Meanwhile is hy nog steeds. Baie van ons dien al die Here jare, maar ons praat asof hy was. Hy is nog steeds. Ek is amper klaar. Handelinge 17. Man, oh man. As ek en jy maar net om beter kan ken, sal die bonatuurlike vinniger in ons lewe omhels kan word. Paulus gaan toe in die middel van die Areopagus staan en sê, Atheners, ek sien dat julle in elke opsig baie godsdienstig is. Terwyl ek rondgegaan het en julle heiligdomme aanskou het, het ek ook 'n altaar gevind waarop geskrywe is aan 'n onbekende God. Hom dan wat julle vereer sonder om hom te ken, verkondig ek aan julle. Hoe kan jy iemand regtig eer as jy nie ken nie? Ken jy regtig die ware Jesus? Toewyding sonder verhouding, sonder sy teenwoordigheid, is goeie godsdiens. Maar jy kan onnodig Jesus mis. Pas op dat jy so voorskriftelik is, dat jy so vir alles soek om die regte boksies te tik, en dan mis jy die ware Jesus. Hoekom was dit vanmôre 'n goeie diens? Nee, die klank was goed. Nee, die aircons was reg. Nee, die koffie. Hey, wat van dit het iets met Jesus uit te waai? Dis nice as ons dit het. Dis net sowel, julle sê, ek hou van die kaalkop mannetjie. Hy trek so mooi aan. Dink ek, nee, dis my vrou. Okay, kom ons los dit daar. Ek gaan later bely. Maar so die uiterlike maak dit ons van iemand hou. Wat as jy agterkom, my persoon is net 'n leeddop? Jy kry mooi leeddoppe, hoor. Dis waar al die boksies tik. Ons maak hierdie gedeelte in Lukas klaar, hierdie storie, want dit is vir my 'n mooi storie. Vers 26 sê hy, moes Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie. En hy het begin van Moses af, weer vir hulle die Bybel verduidelik, al die profete, en vir hulle uitgelê, al die skrifte, die dinge wat op hom betrekking het. Daarop kom hulle naby die dorp waarheen hulle op reis was. Hy het gemaak asof hy verder wou gaan, maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons. Is amper aand, die dag het gedaal, en hy het ingegaan om by hulle te bly. Toe hy met hulle aan die tafel was, neem hy die brood en dank, hy breek dit, gee dit aan hulle, toe is hulle oë geopen, en hulle het hom herken, en hy het uit hulle gesig verdwyn. Kan jy dink hoeveel tyd het hulle gemors? Ja, maar pastoor, dis 'n halwe eier is beter as 'n leeddop. Maar kan jy dink hoeveel van julle 'n uur en 'n half hier op 'n Sondag die Here ervaar omdat jy hom kan sien en beleef? Maar deur die week is
hy eintlik al op baie plekke in jou lewe gewees. Maar jy het hom nie raak gesien nie. Hulle sê vir mekaar, was ons harte nie brandende in ons, toe hy met ons op die pad gepraat en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Toe staan hulle in dieselfde uur op, gaan Jerusalem terug, vind die 11. En die wat saam met hulle by mekaar was, wat sê, die Here het waarlik opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Outomaties toe groepeer hulle met die mense wat die gesonde perspektief het, want hulle het beleef. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het by die breking van die brood. Mag Christus nog vir jou brood breek? Mag hy? Mag hy nog vir jou sê hoe jy veronderstel is om die Bybel te lees? Mag hy nog vir jou sê hoe jy veronderstel is om 'n lewensmaat te kies? Mag hy nog vir jou sê hoe jy veronderstel is om jou begroting uit te werk? Mag hy nog vir jou sê hoe jy veronderstel is om te vergewe? Mag hy nog vir jou sê hoe jy veronderstel is om vir genesing te vertrou? Want as hy mag, sal jou oë vir 'n volgende dimensie van wie hy is oopgaan. Laat hom toe om jou dieper te ontmoet. Vergeet van wat jy wil sien gebeur. Laat hom toe om jou te bedien met wat hy reeds vir jou wil gee. Ek en jy weet wat ons wil hê, maar partykeer is dit minder as wat die Here vir ons wil gee. Hoekom? Want ons diskrediteer onsself. Ons kan so krities wees, weer eens, omdat ons nie die boksies tik nie. Dankie Here vir wie U is. Dankie dat U 'n groter werklikheid vir ons word. Dankie dat wanneer ons U toelaat om ons brood vir ons te breek, ons daaglikse brood, Here, vir ons te breek, U teenwoordigheid sterker en sterker sal word. Ons eer U vir hierdie kosbare oomblik. Verdaag ons in die liefde. Ons bid daarvoor, omdat ons weet, U is 'n waarmaker van die woord. In Jesus naam. Amen. Die Here seën jou.